wagter toe God in hom verskyn op die berg Horeb. Is steen met die brandende doornbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doornbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isak, Hallo my liewe mens, Ben en Francis en jy by die doornbos, die braambos, waar God sê trek uit jou skoene, die grond waarop ons staan is heilig. Ek wil met jou gesels oor iets baie interessant, wat ek elke dag sien ons nie meer doen nie. Die woord van God is so duidelik. Hy sê, en ek het gaan 'n paar plekke vir jou aanhaal, en ek gaan begin daarby, weet jy, ek moet hom so draai, dan kan ek hom vergroot, dan kan ek sonder my bril lees. 1 Korintiërs 11 vers 28. Maar die mens moet homself beproef. Jy en ek is so geneig om ander te beproef. Maar God sê, ek en jy moet eers onsself beproef en so van die brood eet en van die beker drink. Dit word gewoonlik voor elke avondsmaal in elke gemeente gesê, ondersoek jouself voor jy aan die tafel kom sit, anders dan gaan jy 'n oordeel oor jouself eet en drink. En dan kyk ek hoe mense wat ek weet nie hulle self beproef nie, want hulle sou geweet het, hulle moet eers die altaar los en gaan regmaak voor hulle kan terugkom en eet en drink van die altaar. Maar hulle doen dit nie, hulle spring op, hulle hardloop vorentoe, hulle eet en drink, want ons hoor nie meer wat die Gees van God of die Bybel sê nie, ons hoor nie wat die prediker sê nie, ons hoor nie, ons wil alles onsself doen, soos dit ons behaag. 1 Tessalonisense 5:21, herhaal die woord dit weer, hy sê beproef alle dinge. As jy die TV aansit, dan moet jy eers kyk, moet ek hierdie goed kyk? Ek is baie lief vir Formule 1 karretjies, julle kan dit sien, en ek het baie van hulle, en ek mis nie 'n Grand Prix nie, en ek lees ook als oor Grand Prix, en renjaars, en die nuus, op my laptop. En so gebeur het eendag, dat toe ek weer iets wil lees, toe staan net so 'n groot rooi kol aan die kant van my skerm. En hy sê, as jy 'n man is, en as jy nie bang is vir jou vrou nie, en as jy, wat is nou die regte woord vir guts het, as jy nie bang is nie, en as jy oor 18 is, wees 'n man en druk die rooi knop. En die mense in my sê, yes, ek wil weet wat wys hulle daar, ek wil weet. Maar 1 Tessalonisense 5 vers 21 spring in my hart op en hy sê, beproef alle dinge. As jy daai opskrif lees, dan weet jy 'n normale, regdenkende mens, of jy nou 'n Christen is of nie, hierdie rooi knop moet ek nie druk nie. Want alles wat jy kan doen, wat jou vrou nie mag weet nie, en jou kinders nie mag sien nie, en jy moet ouer as 18 of 21 of 66 wees, is van die duiwel. Want alles in die duisternis, alles in die donker, is van die duiwel. En jy moet onmiddellik hierdie goed los,
en beproef alle dinge en behou die goeie. Soos die ou wat vir my sê, hy drink en slaan sy vrou en nou praat ek met hom en sê, hoekom drink jy so? Nee, die woord sê beproef alle dinge. Ok, hoe lank gaan jy nou nog proe, voor jy gaan besef, dit pas nie by die bekering nie, dit pas nie by Jesus Christus, pas nie by die woord wat sê, moenie dronk word van wyn nie. Hoe kry jy reg om jou eie kind te verkrag? Hoe kry jy reg om jou kleinkind te molesteer? Hoe kry jy reg om jou vrou te slaan? Hoe kry jy reg om jou man met 'n skêr te steek? Maar ons is Christene, ons beproef nie onsself nie. 2 Konings 12:15, ondersoek jouself of jy in die geloof is. Is jy 'n Christen? Amen. Dien jy die Here? Verseker. Gaan jy hemel toe? Ja. Hoekom gaan jy hemel toe? Mense hou van my. Waar in die woord staan mense moet van jou hou? Hoekom moet jy hemel toe gaan? Ek gaan kerk toe. Waar is daar ooit gesê, die kerk is vir jou die sleutel tot die ewige lewe? Ons is so bekommerd oor kerk en tiendes en goedjies wat onbelangrik is. Wie hou een keer 'n maand avondsmaal en een keer in 3 maande en een keer 'n jaar? Ons is so besig om te kyk, wat is nou, wie's nou reg en wie's verkeerd? Terwyl Jesus sê, ondersoek jouself of jy in die geloof is. Stel jouself op die proef. Of is jy nie seker van jouself dat Jesus Christus in julle is nie? Is jy seker? Is jy seker Jesus Christus is in jou? Nee, ek wil nie weet aan watter kerk behoort jy, en hoe goeie dominee of pastoor het jy, en hoeveel mense, ek het nou die dag 'n interessante gesprek gehad met iemand wat sê, jy meet die Heilige Gees aan 'n kerk wat duisende mense het. Hierdie klein kerkies, hulle is nie sonder Christus. My liewe mens, gaan kyk op YouTube, die mega kerke is absoluut van die pad af. Absoluut. Daarom is hulle mega kerke. Hulle streel mense se ore, want mense hoor wat hulle graag wil hoor, en hulle ondersoek nie hulself of hulle in die geloof is of buite die geloof. Hulle ondersoek nie hulle self of hulle ware kinders van God is of nie kinders van God is nie. As ek kerk toe gaan en ek gooi geld in en ek sit 'n mooi das aan en een wat op staan, Jesus is lig, man, dan is, en ek is die pastoor en ek is die pianis en ek is die koster en ek is die hoofouderling. Jy kan die prediker op die kansel wees. Jy kan sonder God wees. Jy kan in die hoof van 'n gemeente wees met 1 miljoen mense en jy kan sonder God wees. Daarom sê God, daarom daag hy ons uit. Hy sê beproef jouself. Jy kan tog nie vir jouself lieg. Hier sit ek in my karretjiekamer, ek stoksiel alleen, net ek. En jy, maar jy kan my nie nou sien terwyl ek hier sit nie. Jy gaan my eers sien as ek op jou kassie is. Nou moet ek eerlik wees. Ben, wat doen jy wat by die bekering pas? Ben, wat doen jy wat nie by die bekering pas? Verseker is daar goed wat ek doen. En as ek eerlik wil wees, kan ek dit vir jou noem. Dankie Vader, dankie Jesus vir die bloed aan die kruis, vir die genade dat ek gewas kan word in die bloed van Jesus Christus. Maar ek wil jou nooi vanaand. Ek wil vir jou sê in die naam van Jesus Christus, kom. Kom nou, sê Jesus, laat ons die saak uitmaak. Ek wil hê jy moet Psalm 139 gaan lees, daar van 23 af, maar jy kan maar die hele Psalm 139, ek hoop ek het gesê 139, deurgrond my o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes. Moenie jouself beproef nie, beproef jou deur die woord van God, beproef jou deur die krag van die Heilige Gees van God. As jy hierdie gebed kan bid, deurgrond my o God. Met ander woorde, gaan begin by my haarpunte en eindig by my toenails en alles tussenin. Laat ek was nou baie met al my epikondes, baie al in
operasiesale in hospitale, en dan sit jy jou in die tonnel. En dan gaan jy deur daai tonnel, en maak hy verskriklike geluide, en hy het so lig, en ek kry nooit asem daar binne nie, en hulle maak jou vas, jy kan nie beweeg nie, en ek bid daai 10 minute of 'n halfuur binne in daai ding verskriklik, want ek is so bang ek wil doodgaan. En hy neem fotos elke millisecond van 'n sekond, neem hy fotos en hy neem 'n scan en hy wys jou presies hoe lyk jy binne. Deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes. Gaan ek die rooi knop druk wat ek weet onheil is. Dit het niks met karretjies te doen nie. Dit het weer iets met pornografie of duiwelaanbidding of iets te doen met die duisternis, met die nag. As ek so by my karretjiekamer uitkyk, dan sien ek een donker gat. Ek wil jou vra, ek wil by jou pleit vandag, in die naam van Jesus Christus, bid saam met my. Bid saam met my. Dit het tyd geword dat Christene nie net Christen is op 'n Sondagmôre met sy tie das, het iemand eendag vir my gesê, jy het 'n mooi tie das aan, en sy baadjie, en hy lyk so, en hy praat so mooi, gaan bietjie na jou kinders toe, of laat iemand jou kinders vra, en jy staan agter die deur, hoe lyk pappa by die kerk? Hoe lyk mammy by die kerk? Maar hoe lyk hulle by die huis? Baie keer sit hulle, en hulle gebruik die avondsmaal, hulle stap nie by die deur uit, en hulle vloek mekaar, van hulle in die kar klim, tot by die huis, en tot volgende Sondag terug. Hoeveel Christene, hoeveel predikante, hoeveel kerkleiers is besig met buite-egtelike verhoudings, want hulle ondersoek nie hulself nie. As jy jouself ondersoek, dan weet jy kyk nie na iemand om hom te begeer nie, want God sê, dit maak jou onrein, my woorde, dit maak jou onrein, jy doen sonde aan jou eie liggaam. Verkrachting, molestering, drugs, doen dit wat jy wil, as dit negatief is vir jou liggaam, siel en gees, dan is dit negatief vir jou, dan moet jy dit nie doen nie, jy moet nie betrokke raak nie, en al hoe jy gaan weet, of jy die regte goed doen is, as God, deur die krag van sy Heilige Gees, jou toets, jou gedagtes ken, en jou deurgrond van bo tot onder, soos daai kwa masjien, wat foto's neem, en ek dink meeste van ons al was in daai masjien, dit is, as jy nie was nie, bid ek dat jy nooit daarin kom nie, dit is vir my onheilspellend. My liewe mens, wanneer gaan Christene, kerke, kerkleiers, mense wat hulle self aanstel as die persoon wat almal moet reg help in die kerk en gewoonlik geen benul het waarvan hulle praat, wanneer gaan ons, ek ingesluit, weer op ons knie gaan en sê, Here Jesus Christus, God die Vader, deur die krag van die Heilige Gees, deurgrond my, ondersoek my, kyk hoe lyk ek binne, kyk hoe lyk my gedagtes, as ek alleen in die laat in die nag in my karretjiekamer sit. Here, deurgrond my gedagtes, en my hart, en my hele wese, as ek alleen in die motor ry, en die taxi ry voor my in, of ek sien 'n rooi kappie op die TV. Deurgrond my, Here, en waar ek verkeerd is, sê my, Here, en waar ek verkeerd is, was my, Here Jesus, en waar U my gewas het, reinig my van kop tot tone, en daar waar U die vuil goed uitgewas het, plaas die Heilige Gees daarin, sodat ek 'n nuwe skepping kan wees. Dis baie interessant, mense sê, pastoor, weet jy wat, ek is al 20 jaar in jou gemeente. En as ek so val ek op my knie en ek sê, Here, wat het ek verkeerd gedoen? Want hierdie ou wat 20 jaar terug hier gekom het, en hy het 'n buite-egtelike verhouding gehad
en hy dagga gerook en hy sy kinders gemolesteer, doen dit nog steeds. Wat doen ek verkeerd? Is dit die manier wat ek praat? Nee, nie altyd nie. Ja, daarom sê ek, ondersoek alle dinge en behou die goeie. Ondersoek die predikant. Ondersoek. Moenie hulle teen mekaar opvryf nie. Dis wat mense like om te doen. Hy wil my ondersoek, dan stuur hulle my preek vir 'n ander predikant. Dat die Heilige Gees jou oortuig. Nie 'n ander predikant nie. Hy hou dalk nie van my nie. Ek hou dalk ook nie van hom nie. Ondersoek jouself of jy in die geloof is. Is jy in die geloof? Is jy 'n wedergebore kind van God? Ondersoek jou. As jy skinder, as jy gaan kyk Exodus 20. Exodus 20. Jy mag nie lieg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, eer jou vader en moeder. Daai reëls wat ons ken van kleins af en nie meer waarde aanheg nie. Daar's net een vraag oor vanaand. Deurgrond my oor God. En as jy waarlik, eerlik, opreg met jouself, moet wees onthou, God is die skaduwee aan my regterkant. Sy Heilige Gees is hier. As hy nog nie in jou is nie, klop hy. Hy's hier, hy wil in. Dan is jy nie op die regte plek nie. Ek wil by jou pleit vandag. Bid hierdie gebed. Nie saam my nie. Nie agter my aan nie. Gaan daar op jou knie. Dis net een sinnetjie. Psalm 139 vers 23. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. Dis al. Die grootste fout wat mense maak, hy sit in die kerk en dan is daar sê die predikant wat hom opgewonde maak, dan sê hy, as jy vandag jou hartjie vir liewe Jesus wil gee, kom vorentoe, en hardop hy vorentoe, en dan sê die predikant of die altaarwerker, sê agter my aan, Here vergewe my, ek is 'n sondaar, en help my dat ek dit nooit weer sal doen nie, amen. Ok, baie geluk, jy's nou 'n wedergebore kind van God, jy gaan hemel, as jy vanaand doodgaan, is jy in die hemel. Nee, 1000-mal nee. Jy het die eerste tree gegee om 'n kind van God te word. Jy moet gaan beproef alle dinge, soek jouself en deurgrond my, o God. Daar begin jou pad na saligheid. Here, die Christene van Suid-Afrika, van die wêreld, die Christen-predikante van die wêreld, die kerkleiers van die wêreld, hulle in Springs, hulle in die Suid-Afrika, hulle in Hong Kong, hulle oor see, in die wêreld, moet hierdie paar reëls gaan begin leef. Deurgrond my, o God, ken my hart en toets my en ken my gedagtes. Here, dis 'n gebed wat ek bid vanaand vir geen ander mens nie vir my vrou, vir my kinders, vir Ben Loubser. Here, want al hang baie mense etiketeer my met baie goeie goed en partykeer slegte goed. Here, ek kyk by dit verby vanaand. Ek vra, Here, wat sien U as U nou afkyk en U sien Ben Loubser hier in sy karretjiekamer feitelik op sy knieë staan en sê, asseblief Here, deurgrond my, ken my gedagtes en help my om waarlik 'n wedergebore kind van God te wees, gevul deur die Heilige Gees, Here, in U te dien in gees en in waarheid, totdat U my kom haal in Jesus naam. Amen. Baie dankie my liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196 072 577 1196. Baie dankie vir elkeen wat hierdie woord luister. As jy op Facebook en YouTube is, subscribe en dit aanstuur, laat ander mense dit ook hoor. Dis al wat ek vra. Baie dankie vir elkeen wat bydra, finansiëel bydra, gebed bydra, elkeen wat elke episode by ons is, elke geleentheid aangryp om saam met ons die Here te dien. Baie dankie vir julle, die Here seën u. Baie liefde, Ben en Francis Loubser.
Jesus is Liggemeente Eastvale Springs.